Baie welkom by die erediens. Dis vir die NG Kerk van Karasburg vir Sondag 11 Februarie 2024, waar ons voortgaan in ons reeks oor praktiese Christendom. Vandag se tema is dan droogte. Voordat ons verder gaan, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om weer rondom U woord te kuier, te bestudeer en ook te hoor wat U vir ons wil sê rondom 'n ding wat baie van ons lewens ook baie keer raak. En daarom vra ons vir U leiding en ons wil vra Heilige Gees, wil U vir ons ook help om ons te versterk in ons verhouding met U as God. Here, ons leef in afhanklikheid van U en daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Soos ek gesê het, ons het afgeskop met 'n nuwe reeks genaamd Praktiese Christendom, waarin ons kyk na alledaagse dinge waarmee ons te doen kry. En ook kyk na wat die Bybel daaroor te sê het. Want dan weet ons hoe ons veronderstel is om op te tree teenoor hierdie dinge en ook hoe om die temptasies rondom hierdie goed te weerstaan. En dit is regtig alledaagse dinge wat, as ons eerlik moes wees, ons partykeer dink ons hanteer dit reg, totdat ons 'n bietjie, as ons dieper kyk na wat die woord daaroor sê, agterkom dat ons dit dalk glad nie reg hanteer nie. In die eerste een het ons gekyk na drank, in die tweede ene het ons gekyk na misdaad, en toe het ons verlede Sondag gekyk na sosiale media, en vandag se tema is dan droogte. Kom ons lees ons teksvers saam, dit is Jeremia 14 vers 1 tot 6, en dan ook Jeremia 17 vers 5 tot 8. Die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het na aanleiding van die groot droogte. Juda treur en sy poorte kwyn weg. Die mense sit in rouklere op die grond. 'n gejammerte styg van Jerusalem af op. Hulle vername mense stuur hulle onderhoriges om water te gaan haal. Hulle kom by die kuile, maar kry geen water nie. Hulle kom terug met leë houers. Hulle staan beskaamd en voel verneder. Hulle bedek hulle koppe. Vanweë die grond wat uitmekaar bars omdat dit nie gereën het nie, staan die landbouers beskaamd. Hulle bedek hulle koppe. Ja, selfs die wildsbokke en die veldlam, maar gooi die lammers weg, omdat daar geen groenigheid is nie. Wilde donkies staan op die kaal hoogtes. Hulle snuif die lug soos jakkalse. Hulle oë raak dof, want daar is geen veldplante nie. 'n Ongelooflike beskrywing van 'n droogte wat ervaar word, nie net deur die mens nie, maar selfs ook deur die natuur. En dan blaai ons na Jeremia 17. So sê die Here: Vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Hy sal wees soos 'n jenewerstruik in die Araba. Hy sal dit nie opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorplekke in die woestyn, op brak grond waar niemand woon nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie sy vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare is groen. In die jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Ons lees tot sover. Nou, ek hoef nie aan julle te verduidelik wat droogte is nie. As die veld sy kleur verloor en dof grou raak met swart en bruin omdat alles in die veld dood is. As die vee al hoe maarder raak, aangehardloop kom as die bakkie voer bring, maar dan verslae staan omdat dit daar nie meer geld is vir voer nie. Wanneer jy bang is om in te kom dorp toe, want jy weet nie of jy meer genoeg geld gaan hê om weer terug te kom tot op die plaas nie. Wanneer jy die weer so dophou en niks wil net gebeur nie. Of kom daar iets, maar dan draai die wind en jou moed sak net weer tot laag in die bootse in. Wanneer die wind so optel en dit net stof oor die huis en die vlakte waai, terwyl dit dan in die oë kom sit en selfs die trane net vuil strepe laat. Droogte. Dis iets wat ons gemeenskap al keer op keer kom tref het.
Partykeer sy verblyf lank oordryf het en alle tanks en bankrekeninge leeg laat loop het. Hier in die semi-woestyn ken ons van droogte, maar dit raak partykeer erg, moeilik, hartseer, frustrerend, ongenaakbaar hard en dodelik. Droogte kom nogal heel wat voor in die Bybel. Maar wanneer die Bybel van droogte praat, het ek agtergekom verwys dit gewoonlik na een van 3 maniere wat die Bybel dit gebruik. Die eerste ene is die gewone droogte wat voorkom as gevolg van die weer. So lees ons byvoorbeeld in Genesis 12 vers 10 dat daar 'n hongersnood vir Abraham uit Kanaan laat trek het na Egipte toe. Weer het dit gebeur in Josef se tyd dat daar 'n droogte en 'n hongersnood vir 7 jaar gekom het, wat op die ou ende tot gevolg gehad het dat die volk Israel in Egipte opgeëindig het. Droogte is 'n normale weersomstandigheid wat van tyd tot tyd voorkom in 'n vervloekte wêreld. Weens die sondeval van die mens, is dit nie net die mens nie, maar ook die natuur wat vervloek is, en daarom kry ons droogtes, oorstromings, aardbewings ensovoorts. Deur dit alles weet ons ook dat die natuur deur siklusse gaan wat die weer ook weer rondskommel. Voeg dan hierby die mens wat nie eers sy eie voetstappe bepaal nie, veroorsaak ontbossing, besoedeling, die misbruik van natuurlike bronne en plaas ook waterbronne onder druk. En ons sien selfs hoe die mens bydra tot die aarde se droogtes. En tog het die Here die volgende aan die volk Israel beloof in Deuteronomium 11 vers 13 tot 15. As julle goed luister na my gebooie wat ek vandag vir julle voorskryf, naamlik om die Here God lief te hê en om te dien met julle hele hart en julle hele wese, dan sê die Here, ek sal die reën van julle land op tyd gee, die vroeë en die laat reëns, sodat jy jou koring en jou nuwe wyn en olie kan insamel. En ek sal vir jou diere veiding in jou veld gee en jy sal eet en versadig word. So die belofte van die Here hier was dat selfs al leef ons in 'n vervloekte wêreld waar die natuur soms ook droogte bring, sal die Here altyd aan hulle reën voorsien. As hulle die Here sal dien met hulle hele hart en hulle hele wese, was die Here se belofte. Nou die tweede soort verwysing van droogte in die Bybel waarvan ons lees, is droogtes wat die Here self gestuur het weens sy volk se ongehoorsaamheid. So lees ons byvoorbeeld in 1 Konings 17, waar Elia 'n droogte aangekondig het, wat gaan volg omdat koning Agab en sy vrou Jezebel die volk laat afdwaal het deur die afgod Baal te laat aanbid. En dit was nie onregverdig van die Here om hierdie droogtes oor hulle te bring nie, want hulle is vooraf gewaarsku in Deuteronomium 11 vers 16 tot 17 al wat daar staan, wees versigtig dat julle harte nie verlei word en julle wegdraai en ander gode dien en aan aanbidding voor hulle buig nie. Die toorn van die Here sal teenoor julle ontbrand en hy sal die hemel sluit, sodat daar nie reën is en die grond nie sy opbrengs lewer nie, en julle vinnig verdwyn uit die goeie land wat die Here aan julle gaan gee. Hierdie droogtes is ook dan self deur die Here opgelos, wanneer die volk hulle bekeer en na die Here toe teruggedraai het. En so nooi hy byvoorbeeld die volk uit in 2 Kronieke 7 vers 13 tot 14 en hy sê, as ek die hemelruim sluit, sodat daar geen reën is nie, of as ek die koninkryke opdrag gee om aan die land kaal te vreet, of as ek 'n pestsiekte onder my volk loslaat, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig en bid, en my teenwoordigheid opsoek, en terugdraai van hulle verkeerde paaie, sal ek self uit die hemel hulle hoor. Ek sal hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou die derde soort verwysing na droogte in die Bybel het te doen met geestelike droogte. Dit is met ander woorde wanneer iemand geestelik arm raak of van die Here af wegdraai, dat jy dan vergelyk word met 'n droogte. Maar dit is nie waarna ons vandag kyk nie. Nou wanneer ons van droogte praat en die ergheid en die impak daarvan, dan help Jeremia 17 vers 5 tot 8 wat ons gelees het om te verstaan hoe die mens daarop kan reageer.
En alhoewel die teksvers meer verwys na 'n mens se reaksie op geestelike droogtheid, is dit ook net so dieselfde in terme van ons reaksie op 'n fisiese droogte. Die eerste reaksie is om op die mens te vertrou en met ander woorde jou hart van die Here af weg te draai. Vervloek is die man wat op mense vertrou, sê die Here. En hy sal tuis wees op dorpplekke in die woestyn. Om van God af weg te draai in hierdie geval is om na onsself toe as mens te draai na ons eie doele, ons eie voorsiening, ons eie wysheid, ons eie kragte. Met ander woorde, in tye van droogte maak ons eie denke en emosies dan eintlik ons finale autoriteit. Natuurlik is daar vryheid in Christus om besluite te maak en op te tree, maar wanneer ons wil met die wil van God bots, soos wat daar in sy woord staan, na wie toe draai ons? Die een wat op mense vertrou, is die een wat sy hart weg van God afdraai na eerder homself toe. Die tweede reaksie wat ons vanaf vers 7 sien, is om dan op die Here God te vertrou. So iemand is dan soos 'n boom wat naby aan water staan en daarom altyd groen is. So is die Here dan ook naby aan ons. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is na aan hulle wat gebroke hart het, wie se gees verpletter is, verlos hy. En wanneer ons met ander woorde gebroke harte het in 'n tyd van droogte of wat ook al en ons draai na die Here toe, dan is die Here naby aan hulle. En nie net is die Here dan naby aan ons nie, maar hy voorsien ook dan in oorvloed. Soveel so sê die teks dat die boom nie eens bewus sal wees van die hitte nie, wanneer dit kom nie. Die Here sal dan lewe gee, groei gee en voorsien in alle behoeftes. En sluit vers 8 af, selfs al kom die droogte dan, raak iemand wat op die Here vertrou nie angstig nie. En hy hou nie op om vrugte te dra nie. Jesus spel dit baie duidelik in sy gedeelte oor gebedsverhoring in die bergrede uit. Matteus 7 vers 7 tot 12 sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en wie soek, vind, en vir wie klop, sal oopgemaak word. Wie onder julle sal, as sy seun brood vra, vir hom 'n klip gee? Of ook as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. As alles wat julle dan wil hê, die mens aan julle moet doen, doen julle ook net so aan hulle. Want dit is die kern van die wet en die profete. Nou, 'n mens kan die eerste verse van hierdie lering van Jesus net so vat en eintlik verkeerdelik vir mense leer dat jy kan maar enige iets van God vra en hy sal dit vir jou gee. Maar hierdie laaste vers 12 stel dit baie duidelik dat hierdie gebedsverhoring is aan kinders van die Here wat sy wil volg. Dit is net soos die verlore seun. Het die seun enige seëninge ontvang terwyl hy daar in die varkhokke gesit het? Nee. Wanneer het hy sy seëninge ontvang? Eers toe hy terug is by die Vader. Ons moenie dink ons gaan seëninge ontvang as ons daarvoor vra terwyl ons nie volgens die wil van die Here lewe nie. Jesus self het hierdie dinge beamoen en nog 'n stap verder gevat in Matteus 6 vers 33, waar Jesus in sy bergrede die mense leer oor bekommernisse. En die droogte bring baie bekommernisse. Maar dan sê Jesus, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge, met ander woorde, hierdie dinge waaroor mense hulle so bekommer, sal vir julle bygevoeg word. Julle verstaan die implikasie van wat die woord vir ons uitspel. En hiermee wil ek afsluit. Want dit is hoe ek my Christendom, met ander woorde, prakties kan uitleef wanneer dit by droogte kom. Wanneer daar droogte is, moet ons verstaan dat dit iets is wat nasies kan verwoes, maar ons het twee moontlike reaksies daarop. Ons kan of op die mens en daarom ons eie wysheid en krag staat maak, of ons kan op die Here vertrou.
As ons op die Here vertrou, dan is daar belangrike dinge om te doen, naamlik om selfondersoek te doen en seker te maak of ons op die Here se pad is. En as ons nie is nie, om ons sonde te bely en om verkeerde dinge te los en te draai na God toe en sy wil te volg. En ons doen dit dan eerstens, altyd eerstens, om op sy koninkryk te fokus. Jesus verduidelik later nog steeds in die bergrede, Matteus 7 vers 24 en 26, wat hy sê, daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige mens wees wat sy huis op 'n rots gebou het. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. Want sien, ons weet mos wat gebeur met die huis op die rots en die huis op die sand. Wanneer die vloede, of in ons geval dan die droogte kom, wat gaan bepaal of jou huis staande gaan bly? Is of jy eers op die koninkryk van God gaan soek, en of jy nie gaan luister na God se woord nie. Want God is die een wat red. God is die een wat voorsien. Jeremia 14 vers 22 stel dit soos volg. Is daar onder die nietige afgode van die nasies enige een wat dit kan laat reën? Of kan die hemel vanself stortreëns gee? Is dit nie U nie, Here ons God? Ons wag op U, want U is die een wat alles gemaak het. Dit sou dom wees om enige iemand of iets anders te vertrou wanneer dit kom by reën en droogte. En daarom wag ons op die Here. Daarom vertrou ons vir God wat dit alles gemaak het en wat reën stuur. En daarom leef ons in vertroue volgens sy woord en soek ons eerstens die koninkryk van God. En dan teenoor die wêreld leef ons in gebed ook vir mekaar en vir ander. Ons bid vir mekaar, ons bemoedig mekaar. Ek weet dit is maklik om wanneer 'n mens saamkom, saam te top oor hoe droog dit is en hoe swaar dit is. Ek weet dit is moeilik om eerder saam te sit en te bid rondom die droogte. Jy weet, ek sien jy kry ook swaar met die droogte. Kan ek gou saam met jou bid? Ek kan jou waarborg, daai persoon gaan nie snaaks van jou dink wanneer jy dit sê nie. Hy gaan dit waardeer. Baie waardeer. So kom ons doen dit en bemoedig mekaar daardeur. En dan om te seën. Ons word elkeen mos geroep as priesters en ons het al hieroor gepraat. Maar seën die persoon vir wie jy of saam met wie jy ook bid. Seën hulle, want dan sal die seën van die Here ook op hulle rus. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U is die een op wie ons moet vertrou. En Here, wanneer ons op U vertrou, dat ons dan volgens U wil sal leef en U koninkryk eerste sal en dit sal soek. En dat ons nie op ons eie kragte en ons eie planne en ons eie wil sal staat maak nie. En Here, al is dit hoe droog, weet ons dat omdat ons op U vertrou en U wil doen, dat ons soos 'n groen boom wat geplant is naby 'n stroom sal wees, wat altyd sy vrug sal dra, volgens U wil sal leef. Here, omdat ons op U vertrou en U ons daarom ook die lewenskrag, die water van die lewe gee. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die God van alle genade julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig, ook in sy koninkryk. Amen.